Ek hou niks daarvan om te soek nie. Soek is vir my irriterende ding. As ek hierdie ding hier neersit, dan wil ek weer hier kry. Maar ongelukkig in die lewe gebeur goed dat ons moet soek. Jy het al na jou karsleutels gesoek, of jou selfoon gesoek, of jy weet, jy het hierdie lisensie hier neergesit, jy weet, jy het hierdie gereedskap hier neergesit, jy soek het, en dis nie daar nie. Nou ek het al 'n ding vir meer as 'n jaar gesoek, en op die eind was hy presies waar hy geleë het, hy was net so onder 'n mat ingewees, wat ons tydelik aan neergesit het. Nou ek hou niks daarvan nie, dit is vir my frustrerend. Maar weet jy, God het jou gemaak om hom te soek. Die doel van jou lewe is dat jy God moet soek en jy sal God vind. Psalm 9 sê die Here, hy sê wie na my soek sal my vind. Jeremia sê hy sê ek het planne vir jou, goeie planne. As jy my soek, sal jy my vind. So God wil hê ons moet hom soek en ons sal hom vind. Nou hoor wat sê Matteus 7. Matteus 6 sê Jesus, hy sê soek eers die koninkryk van God en sy wil. Dis wat ons eerste moet soek. En dan sê hy Matteus 7 vers 7. Hou aan met vra en God sal vir julle gee. Hou aan met soek en julle sal kry. Ons sê iemand wat soek, kry iets. Wil jy iets hê? Ons almal wil eintlik iets hê. Dan sê hy, iemand wat kry, iemand wat vra kry, iemand wat soek, kry iets. Hou aan met klop en God sal die deur vir jou oopmaak. Elkeen wat so volhardend vra, ontvang. En wie aanhou soek, kry, en wie aanhou met klop, sal God oopmaak. God sal vir jou oopmaak. Hy sê vir elkeen wat aanhou klop, sal God oopmaak. En nou moet jy verstaan, as die Bybel 2 keer 'n ding sê, dan lê hy klem daarop. So God wil klem hier op lê en sê, luister, hou aan met soek, en jy sal kry. En wie aanhou soek, kry. So hou aan. Nou daai woord aanhou wys dat jy ernstig is, dat dit 'n prioriteit in jou lewe is, dat nommer 1 in jou lewe is. Almal rondom jou kan dit sien. Dis nie iets wat jy sê nie, dis wat sien. Jy sien, ek soek na die Here. Nou die hartseer is, baie mense soek na tekens, en hulle soek, Here gee ons net 'n teken. Luister, God werk nie met tekens nie. God werk met liefde. God werk met geloof. God wil geloof by jou hê. God wil hê dat daar liefde by jou moet wees. En God sê, luister, as jy my soek, is jy naby aan my. Nou sit en dink ek, hoe soek ek die Here? Dit beteken, ek vat tyd, ek los al die ander dinge, en ek gaan sit met die Here, praat met die Here. Ek kom agter, wanneer ek begin bid. Nou bid ek, en terwyl ek bid, skielik onthou ek moet hierdie ding doen. Skielik onthou ek moet daai ding doen. So skielik ek moet dit doen. Want wat doen die Here? Ek soek na hom en hy gee vir my dinge. Ek soek na hom en ek kry iets. Dis baie belangrik om te soek na die Here en sy wil. Dan vra ek, Here, wat wil U hê moet ek doen vandag? En dit wat hy wil hê, dit help hy my. Ek sit nou terwyl ek hier opneem met 'n probleem. 'n Simpel ding is die bussie se battery is pap en ek weet eintlik nie wat om te doen nie. Nou vra ek vir die Here, Here, wat moet ons doen? Ek moet nou, hy waar parkeer, moet ons hom nou uitstoot en as ek sukkel. En terwyl ek daar staan, die volgende onthou ek, maar ek het 'n ekstra battery, my karavaan se battery. Hom net uithaal en daarin sit en dan kan ek 'n battery gaan koop en die battery reg kry en die bussie kan werk. En nou na hierdie video gaan ek dit doen. Maar terwyl ek God soek, dan gee die Here vir my antwoord. Nou help die Here en ek wil jou aanmoedig dat God wil jou help. God wil vir jou dinge gee. Al wat hy vra is, soek my eerste. Soek my koninkryk, my wil eerste en hou aan. As jy aanhou soek, dan gaan jy kry. En ek wil jou aanmoedig om aan te hou soek. Kan ek saam met jou bid? Here, ek bid vanmôre vir elkeen wat my luister, dat hulle sal aanhou, dat hulle nie die leuen van die duiwel sal glo, God is ver nie. God is baie naby. Here, al tas hulle so 'n bietjie rond, help jy hulle. En dankie dat jy ons help, dankie dat ons antwoorde kry, dankie dat u goedheid oor ons is, en u voorsiening oor ons. Dankie vir u liefde, in u naam, amen. Dankie dat jy luister, jy is 'n great blessing.